Ons wil vir almal van julle baie welkom sê, ook vanoggend, en besonder ook die wat nou ingeskakel is, ook direk op ons Facebook groep, so baie welkom ook aan julle, en mag die Here dan nou ook vandag ons met sy groot genade ook kom omvang. Kom ons word stil voor hom. Here, ons is so afhanklik van U. Ons besef maar net, alles wat ons is en alles wat ons het, is genade. En ons weet en erken vandag ook, dat ons ook nie 'n tree wil stap, as U nie saam met ons is. Ook in 'n nuwe jaar, 'n jaar wat ons nie weet wat vir ons wag. Maar dankie dat ons saam met U die onbekende kan ingaan. Aan U kom al die eer en die lof en die dank en die aanbidding. Amen. Vriende, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here met so 3 liedere. God is liefde, juig ons harte, en weet ek wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, met in liefde ons vergeet, kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef.
die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Genade onbeschrijfelijk groot, heeft die aan mij bewijst. Verloren ziet de weg lopen. Die vaderij en kunst die naam van kenning voorstel mij zou kunnen. De onbeschrijfelijk groot, heeft die aan mij bewijst. Verloren zit erbij gloed vieren die vaderij. Verloren zin erbij gloed vieren die vaderij. O Heer mijn God, als ik een eerlijk wonder en al die werken elke dag aanschouw, die zon en maan, die aarde sterrenwolken
Heerlik is u grote naam, u die almagtige, die skepper, een wat ons lewe in u hande hou, maar ook die een wat sy seun gegee het, en wat ons sy kinders noem. Wonderbaar is u naam. Seën ons ook nou deur die sakrament van die doop, maar ook deur die prediking en die woord, dat u verheerlik sal word. Amen. Ek wil nou vir Leslie Ann en Dylan Gonsalves vra om na vore te kom, ook vir die doop van klein Noah. Daar so staan. Wat 'n wonderlike voorreg vanoggend om ook vir klein Noah te doop, en mag die Here ook hierdie geleentheid vir julle as 'n gesin en familie, maar ook vir ons as 'n gemeente sommer baie ryklik seën. Waarom 'n geleentheid soos die doop? Dis 'n vraag wat 'n mens elke keer vra. Want wat die doop nie is nie,
Die doop is nie maar net 'n stukkie tradisie of gewoonte nie. Die doop is nie iets wat ek maar moet aftik in my kind se lewe, soos wat ek die registrasie by die binnelandse sake moes doen, en nou moet ek ook net dit afhandel. Die doop gaan om verskriklik baie meer. Die doop vertel 'n verhaal. Die doop vertel die verhaal van God, wat alles geskep het, en wat op die ou einde met die mens, die produk van sy hande werk, ja, ten spyte van die feit dat hulle in sonde geval het in die tuin, is dit God wat 'n verbond sluit. God wat toenadering soek. Daar in die tuin roep hy, Adam, waar is jy? Hy roep, Abraham, kom, ek wil jou die vader van menigte maak. En hy sluit 'n verbond. Wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n wetlike, bindende ooreenkoms. En as seël en teken daarvan het hy ook in die Ou Testament die besnydenis gegee, en ook in die Nuwe Testament die doop. Want die doop is die teken, die verbondsteken. Nou daar's verskillende maniere waarop 'n mens ook na hierdie verbondsteken kan kyk. 2, kom ons noem dit tradisies binne die kerk. Die een tradisie, in lyn ook met die Ou Testament, is die tradisie van dat gelowige ouers ook hulle kinders ten doop kan bring, terwyl hulle nog babas is, op grond van hulle ouers se geloof. Daarom word die kind dan gedoop, en wanneer die kind ouer is en verstaan en self besluite kan neem, lê die kind belydenis van geloof af. Dis die een tradisie. Die ander tradisie sê, maar die kind kan nog nie die sigbare teken ontvang nie, maar die kind kan wel ingeseën word, toegewy word, ook aan die Here. En dan later, wanneer hy of sy verstaan waaroor dit gaan, die bekeringsdoop ondergaan. In ons gemeente laat ons beide toe. Want op die ou einde gaan dit nie oor die fisiese doop nie. Want ons geloofsekerheid hang nie daarvan af nie. Maar dit gaan om God, wat 'n verbintenis aangaan met die mens. Beide tradisies stem ooreen met een belangrike ding. Dat God se genade is aan ons en ons kinders. Ek betoon my liefde, sê hy, tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet. Daarom kan gelowige ouers, let op die klem, gelowige ouers, nie iemand daar buite kan dit doen nie, nee, gelowige ouers wat self in 'n intiem persoonlike verhouding met God staan. Hulle kan hulle kind bring en aan God kom gee, en God verbind hom aan hierdie kind. Al verstaan klein Noah nog niks, is hierdie verbondsluiting tussen God en haar, op grond van die ouers se geloof. Maar die ouers kom staan vandag in die, verskoon die Engels, in die gap, kom in tussen God en haar, en hulle kom sê, Vader, al verstaan sy nog nie, ons kom neem die verantwoordelikheid, om hierdie kind wat U aan ons toe vertrou het, waarvoor julle 10 jaar gewag het, om hierdie kind so groot te maak, om haar van kleins af te vertel van God se genade.
en haar te help om eendag, wanneer sy groter is en verstaan, om hier voor te kan staan en te sê, ek glo dit wat God aan my beloof het. Wat is dit genade? Wat 'n wonderwerk. God se genade om 'n kind te kan inneem. Hy wat die kinders nader roep, en hulle vasdruk, en vir hulle sê, moet hulle nie verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk. Ek wil graag vir julle as ouers so 'n paar vrae vra waarop julle moet antwoord, sodat almal wat hier is vandag as getuies van hierdie doop, dat hulle kan hoor dat vir julle is dit 'n verskriklike belangrike saak en julle verstaan waaroor dit gaan. In die eerste plek, Leslie Ann en Dylan, aanvaar julle alles wat ek nou met julle gedeel het oor die doop en die verstaan van die doop, aanvaar julle dit soos wat ons dit in die woord van die Here kry en soos wat ons as gemeente dit ook toepas en verkondig ook hier. Maar beloof julle vandag as ouers dat julle hierdie pragtige dogtertjie wat God aan julle toe vertrou het, dat julle haar sal lei, sal groot maak, dat sy van kleins af net sal verstaan en iets beleef van die liefde van 'n geloofsgemeenskap, 'n geloofsgesin. Beloof julle om vir haar voorbeeld te wees, van dis onthou, woorde wek, maar dade trek, en dis waaroor dit gaan, die voorbeeld vir haar te stel. Hoe leef 'n kind van die Here? Dat sy Jesus in julle kan sien. Beloof julle ook om die verantwoordelikheid te neem om haar deel te maak van hierdie geloofsgemeenskap. Die gemeente, waar sy ook formeel kan opgevoed word en geleer word, in die kleuterkerk, kinderkerk en die kategese en al die aktiwiteite. Want dit is julle verantwoordelikheid. Maar stel die voorbeeld ook daarvoor. Julle het nou gehoor waaroor dit gaan. Wat is hardop julle twee se antwoord? Maar voordat ons oor die doop gaan en ek die grootouers ook na vore roep, wil ek ook net vir hulle ietsie sê. Onthou, en 'n mens besef dit, maar terdee, hierdie verantwoordelikheid is nie net die ouers se nie. Ek dink as grootouers speel ons al hoe meer 'n groter rol in ons kinders en kleinkinders se lewe. So as hulle daar by jou is, en by julle is, moet hulle ook dit wat in hulle eie ouerhuis geleer word, ook daar geleer en verkondig word. Dit is baie keer op geestelike gebied wat 'n ouma en 'n oupa geweldige impak ook op die kleinkinders se lewe kan hê. Dit is vir ons so wonderlik, as ek dit net ietsie persoonliks kan deel. Voor ons na die vakansie daar was, het ons seun Pieter en Rodi met die 3 seentjies. Hulle het ons voor die tyd 'n baie mooi SMS gestuur en WhatsApp en gesê, ons is besig, die oudste, die tweeling is nou 4. Ons is besig om vir hierdie kinders sekere waardes te leer. En ons wil vra, as hulle by ons is, en hulle was 'n hele 10 dae saam met ons, om hulle as ouers se hande sterk te maak, om hierdie waardes, te noem hulle dit, by hierdie kinders, by hierdie seentjies in te pret, en saam in te spreek. Grootouers, ons het 'n groot taak, en hier sit baie grootouers hiervoor. Maar mag julle ook daardeur 'n instrument wees. Daarom vra ek ook julle, sê julle kan ook vorentoe kom, terwyl ons ook haar dan gaan doop.
goed doen. Nova Gonsalves, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dierbare Vader, wat 'n stuk genade dat U vandag kom sê, Nova, ek neem jou in my hand, ek is by jou. Seën hierdie familie, hulle as ouers, hulle as grootouers, die breë familie, om in hierdie pragtige dogtertjie ook in te spreek en ook vir haar die rigting te wys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons as gemeente het ook 'n verantwoordelikheid. Hulle het beloof. Maar daarom wil ek ook vir julle as gemeente vra, neem julle ook vanoggend die verantwoordelikheid om hierdie pragtige dogtertjie, soos wat sy in hierdie gemeente groot word, ook vir haar daar te wees, in die kleuterkerk, kinderkerk en waar hulle ook al inskakel. Neem julle ook julle verantwoordelikheid ook op. Wat is julle as gemeente se antwoord? Ja. Ek wil graag vir André vra om saam met my net die Bybel te oorhandig. Baie geluk julle. Dis nog terug, dan ek daar 'n glimlag aan die einde. Baie geluk en mag die Here julle baie ryklik seën ook met haar. Baie geluk is sy. Baie geluk. Goed, baie dankie. Ek is hierdie afgelope paar weke, 2 weke besig met in die oggende met my oggendboodskap. Die wat daarna luister, sal weet. So besig om so ietsie met julle te deel oor van Kersfees af nou na die normale lewe, om terug te keer na die normale lewe. En ek gaan hierdie week daarmee klaarmaak. En dan van volgende Sondag af begin ons dan met die reeks wat ons in die gemeente doen. So as daar van julle is wat nog nie die oggendboodskappe kry nie, is julle baie welkom. Dis op die afkondigings, is ook Wilma se nommer wat julle kan kontak en sy kan julle ook op die groepie plaas. Ek wil vandag eintlik die temas wat ek elke oggend gebruik het, eintlik om saamvat met 'n oorhoofse tema van fees tot realiteit. Van fees tot realiteit. Mens kan dit ook anders noem, van die krib, van Kersfees, tot elke dag se lewe. Kan jy 'n oomblik indink, as dit altyd Kersfees sou wees? Wat 'n fees sou dit nie wees nie. Ek kan doen elke Sondag met 'n skaapbout. Ek dink die kinders sal vir my dadelik sê, oom, ek kan doen elke week met 'n persentjie. Ons kan doen om permanent op vakansie te wees. Dit klink nie sleg nie. Ek dink net ouers se sakke gaan bankrot wees
en party se hoofpyn gaan nie wegraak na al die partytjies nie. Maar die realiteit van die lewe is, Kersfees gaan verby. Die fees gaan verby. En die realiteit tref jou so in die begin van die jaar, gewoonlik hierso by die 3de, 4de, as jy moet terug gaan werk toe, en jy besef, nou is die realiteit daar, alles is terug na normaal, en na 'n week voel dit vir jou of Kersfees 'n jaar terug was. Dalk voel baie vandag so met die realiteit, die skool wat hierdie week begin, vir van die kinders is dit dalk miskien grootskool toe. Kan julle glo, ons oudste gaan hierdie jaar graad 1 toe, grootskool toe, en baie opgewonde, is 'n nuwe tydperk in die lewe. Dalk is daar van julle wat in 'n fase ingaan van 'n nuwe werk, die wat dalk luister, wat moes verhuis hier uit Newcastle uit na ander plekke toe, as gevolg van Mittal. Dalk moet jy hier begin, dalk is jy in 'n hele nuwe fase, en die realiteit tref jou. As 'n mens daaronder is, en jy sien hoe besig dit is, en almal wat lekker by mekaar is, en vakansie hou, en skielik hier teen die 4de, loop alles leeg. Almal terug. Waarna toe het jy teruggekom? Waarna toe, wat kyk jy nou in die oë vir 2026? Dalk miskien jou gesondheid wat in 'n krisis is. Dalk die besigheid wat jy weet hierdie jaar is buig of pas. Dalk verhoudinge wat nie na wense is nie, wat jy weet dit moet na 'n punt toe gaan. Dalk groot veranderinge. Wat is 'n klompie raakpunte vir oggend, wat ek en jy met mekaar kan deel oor hierdie teruggaan na die harde werklikheid van die lewe? En dan is daar een belangrike teks, ek gaan nog so vir oulaas, so 'n bietjie daar in die begin van die evangelie stil staan, ook by die Kersverhaal. Matteus 1, ek gaan net daar so 'n paar verse lees. Vers 22, dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken, God is met ons. God is met ons. En dan in Johannes wil ek ook net so 'n paar verse lees. Julle sal onthou van die lig, die woord het mens geword, die lig het na hierdie wêreld toe gekom. En dan lees ons vers 12 van Johannes 1. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. En dan ons teks, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Wat kan ek en jy van Kersfees af met ons saamvat, ook in hierdie nuwe jaar in?
Wat moet ek en jy met Jesus doen wanneer die Kerstyd verby is? Baie mense hou van Kersfees, van die krib en van die baba in die krib, en hulle hou van Jesus met daai mooi prentjie daar in hulle kop van hom wat daar lê, klein en stil en veilig. Maar die Jesus van Kersfees bly nie lê in 'n krib nie. En dis die genade van God, dat hy sy seun vir ons gegee, die menswording van God se genadeplan vir jou en my. En daardie plan bly nie 'n baba in 'n krib nie. Hy groei, hy leef. Hy roep. Hy stuur uit. Hy sterf 33 jaar later. Maar hy staan weer op 3 dae later en hy vaar op na die hemel waar hy intree vir jou en vir my. Kersfees is nie 'n gebeurtenis. Kersfees is lewe. Kersfees is 'n verhouding. Kersfees is sekerheid. Jesus het nie gekom om 'n fees te bring nie, maar 'n lewe. En ek dink omdat so baie mense Kersfees nie verstaan nie, en so baie van hulle deur alles gaan met Kersfees en die partytjies en die fees en die lekker tye as familie en gesinne saam. Klink dit en is dit wonderlik, maar die realiteit wanneer Kersfees verby is en die nuwe jaar voor jou lê, dalk universiteit toe of skool toe of werk toe of waarna toe ook al, dan vergeet jy alles. As dit verby. Wat sê Jesus? Hy sê vir ons in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê in oorvloed. Ek het gekom, Kersfees, hoekom? Nie vir 'n eenmalige fees nie, of 'n jaarlikse fees nie. Ek het gekom dat jy die lewe kan hê, elke dag van jou lewe. Sy koms was nie net 'n mooi storie nie, is nie net 'n eenmalige emosie of 'n jaarlikse viering wat ons doen nie. Nee, hy het gekom om die mens se bestaan te verander. Waar hy alles aanvanklik goed geskep het, het die mens teen hom gekies met die sondeval. En met Kersfees kom sê hy, ek kies jou. Hy bring die lewe. Hy verander die mens se bestaan. Kersfees beteken Immanuel. God is met ons. Kan ek vandag vir jou ietsie sê wat jy moet vashou? Jesus wil nie net in jou kalender wees nie. Hy wil nie net hê dat jy moet leef van Kersfees tot Paasnaweek, weer tot Pinkster en weer tot Kersfees. Hy wil elke dag in jou lewe wil hy wees. Hy wil in jou hart, in jou gewoontes, jou huis, in jou besluite wees. Hy wil deel wees van jou lewe.
Dis asof dit hoor Jesus wat uitroep, ek is hier. Met respek gesê, moet my nie in die krib los nie. Moet my nie net sien aan die kruis met Paasnaweek nie. Moenie net met Pinkster die duif sien neerdal, die Heilige Gees. Ek wil elke dag by jou in jou wees. Jesus het gekom om 'n lewe te bring. Aan die tweede plek, Christus leef nou in ons. Galasiërs 2 vers 20 sê, die groot geheim van die Christelike lewe is nie selfverbetering nie, dit is Christus in jou. Gemeente, ek wil, my gebed is dat jy dit vandag sal hoor, en dat jy dit hierdie jaar sal hoor uit Romeine 12 uit. Ek en jy kan onsself nie verbeter of verander. Dink maar aan al jou nuwejaarsvoornemens, die eerste, ons trek by die 11de. Hoeveel van hulle het jy al klaar verbreek? Ons is feilbaar. Al is ons verhouding met Christus herstel, bly ons nog steeds worstel met 'n sondige natuur binnekant ons. Dat selfs ou Paulus wat sê, ek is op pad om die goeie te doen, dan het ek reeds die verkeerde gedoen. Maar Tersius wil vir ons kom sê, jy moet ophou probeer. Want Christus het gekom. En hy is in jou. Jy leef nie meer alleen nie. Die Here van Kersfees leef nou binne jou. Hy's by jou. Hy's die Immanuel, God is met ons. Die Ou Testament het baie meer gefokus op God die Vader, wat in beheer is, en hy het 'n heilige vrees gehad vir hom. Hy was die God daar in die hemel, daar ver. Wat met hulle gekommunikeer het deur profete, en hulle geantwoord het deur die offers en die priesters. 'n koning wat oor hulle lewe geheers het deur God aangestel. En jy? Ons het Jesus. Waar is hy? Immanuel, God is by ons. Jesus het mens geword om by ons te kom woon. Die lig, die woord het mens geword. Ons is nie meer alleen nie. Wat beteken dit vir jou en my? Kom ons dink oomblik. Dit beteken, ons kyk anders na alles wat met ons gebeur. Ons hanteer pyn anders. Want God is by ons. Jy hanteer krisisse anders. Want jy weet, jy's nie alleen nie. Jy hanteer mense anders. Jy hanteer hulle met liefde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In Romeine staan daar, jy moet jou vyande lief hê. Jy hanteer daardie persoon voor jou, wanneer jy in 'n winkel is, daardie persoon wat jou help, hanteer jy anders. Jy tree anders op teen wanneer daai taxi voor jou indraai. Dis nie maklik nie. Self kry dit nie reg nie.
God is by jou. Jy verstaan, of jy staan in versoeking anders, want God is by jou. En dit gaan nie omdat jy so sterk is nie, vriende, dit gaan daaroor dat God binne jou is. Ons leef nie vir Jesus nie, nou moet jy my baie mooi luister. Ons leef nie vir Jesus nie, nee, ons leef uit Jesus. Want as jy vir hom leef, kan jy baie keer nog struikel en val, en as jy teleurgesteld, en jy probeer harder, en jy kastei jouself meer en meer. Maar jy leef uit Jesus, vanuit hom, vanuit sy krag, wat binne in jou is. Die derde, waarby ons kan vir mekaar vandag kan stilstaan, is dat God is elke dag by ons. Iemand het dit so mooi gesê, die alledaagse is heilige grond. Net soos wat ons verhouding met God nie net kan bestaan uit die fees van Kersfees of uit die seer van Paasnaweek. Net so kan jou en my geestelike lewe in 2026 nie net bestaan op 'n Sondag wanneer jy in die kerk sit. Wat moet ons lewe bestaan elke dag? Alles wat jy doen, doen dit tot eer van God. Alles. As jy hier uitgaan, as jy saam met jou gesin gaan kuier, 'n lekker Sondagmiddag ete dalk geniet. As jy môre by die werk instap, as jy saam met jou vriende is, waar jy ook al is, waarmee jy ook al besig wees, doen dit tot eer van God, want Jesus is by jou. Jou kombuis, jou werk, jou gesin, jou alles, is die plekke waar God wil woon en werk. Jou alles elke dag. Is dit waar van jou lewe? Want hy wil jou hele lewe kom heilig maak. Die vierde belangrike, God is besig om jou te vernuwe. Openbaring 21 vers 5 sê, kyk, ek maak alles nuut. Wat beteken dit? Dit beteken nie net dat ons eendag in die hemel volmaak en heilig gaan wees nie, nee. Natuurlik ja. Maar hy verander, hy vernuwe ons nou reeds. Die oomblik wanneer ek Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, dan word ek deel van hierdie vernuwingsproses. Dit kan ook heiligmaking genoem word. God is besig met jou, nou reeds. Voordat hy opvaar hemel toe, kom sê hy vir sy disippels, moenie bang wees nie. Ek sal vir julle iemand stuur. Johannes 15:16 sê hy, ek sal vir my Vader vra, en hy sal vir julle die Trooster stuur.
So met Jesus se hemelvaart het hy ons nie alleen gelos nie, nee, hy het vir ons die Gees, die Heilige Gees gegee, om in ons te wees. Jesus, Immanuel, God is by ons, maar in die Heilige Gees het God in ons kom woon. Julle liggame is die tempel van die Heilige Gees. So God is nou die naaste aan ons as wat hy ooit kan wees. Hy is binne jou en my. En ons moet dit leef. Weet julle wat se genade is dit? God gee vir ons nuwe beginne. Dalk is jy nou op 'n keerpunt in jou lewe, en is jy nou by 'n punt waar jy nuut gaan begin. Hy gee 'n nuwe begin. Of dalk het jy weggedraai, en kom jy soos daai verlore seun, en sê, Vader, ek sal maar net 'n slaaf vir u wees. Dan sê hy, nee my kind, jy's terug, en die pa gee vir hom 'n nuwe begin. God is die God van weer begin, nuut begin, oorbegin. En die Gees in ons herstel hy ons gebrokenheid. Ons stikkendheid word deur hom heel gemaak. Hy gaan tel ons baie keer daar op die grond. David beskryf dit, in die slijmerige modderput het u my kom uithaal, en u het my voete op 'n rots gesit. God herstel daardie stikkende, gebreekte verhouding. God werk deur jou en my pyn. Want sy Gees is nie vir nie trooster nie. Hy verstaan, hy werk deur jou en my. Hy werk deur daardie pyn. Psalm 23 sê, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. Al gaan jy deur, hy dra ons deur daardie pyn en die seer. Jy is nie vasgevang in jou verlede, in jou slegte, moeilike omstandighede, nee. Jy is nie die produk van wat nou in jou lewe aangaan nie. As gelowige kan ek en jy weet, ons is in God se hand. Hoekom leef ons as slagoffers in 'n stikkende, gebroke wêreld? Hoekom bepaal ons omstandighede ons menswees? Terwyl God ons vashou, sy Gees in ons is. Ek sluit af met die 5de gedagte, daarom stuur hy jou nou van Kersfees af. Kersfees eindig nie. Ja, dis verby. 2025 se Kersfees sal ons nooit weer kry nie. Maar God beweeg met ons aan. Kersfees kan ons lewe, ons rigting verander, wanneer ons werklik by die krib by Jesus stilgestaan het en in 'n verhouding met hom gekom het, dan is dit rigting lewend veranderend. Nou stuur hy jou. Die baba word die koning wat sê, so stuur ek julle. Julle sal my getuies wees. God stuur jou en my na die elke dag se lewe, na jou huis, jou werk, jou gemeenskap.
Vriende, nie om die mense te beïndruk nie, nee, maar om Jesus te weerspieël. Dat ander Jesus ook in jou kan raak sien. Van die krib na die kruis, na die lewe. Van die fees tot die realiteit van die lewe. Jesus het gekom. Hy het mens geword en onder ons kom woon. Jesus het gesterf en die prys betaal. Jesus het opgestaan en oorwin. En deur sy Gees leef hy nou in jou. En hy vat jou hand en hy stap saam met jou. 2026. My gebed vandag is dat wanneer ons hier uitstap, ons regtig, dat daar 'n nuwe veerkrag in ons stap sal wees. Ons weet nie wat die jaar inhou, maar ons weet, Immanuel, God is by ons. Dierbare Vader, ja, sou dit nie lekker gewees het as ons almal maar net kon vassteek by Kersfees. En die lewe net een groot fees sou wees. Maar Here, nou staan die realiteit van die werklikheid, die realiteit van lewe. Maar dankie dat ons kan weet, U is by ons. U is in ons, om ons lewe te verander. Om elke dag 'n spieël te wees wat Jesus se heerlikheid weerspieël. Kom Here. Kom verander ons lewens. Kom vat ons lewe in U hande vas. En stap met ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied.
God se genade, God se liefde, God se omgee, God se daar wees, bly met julle, elke dag, om julle te lei en te beskerm, om julle die oorwinning te gee, en om julle deur te dra. Amen. Dank u.